Prof Koos Malan, dankie, welkom terug hier by ons in die ateljee. Is lekker om met Prof te gesels. Goeiedag, Ernst, baie dankie vir die uitnodiging. Jy gaan nou die onderwerp aankondig, maar dat ek sommer vooraf sê om te praat oor hierdie besonders belangrike, hierdie deurslaggewend belangrike tema. Dankie. So ons het al 'n paar keer gesels oor konstitusionele verandering in Suid-Afrika en wat dit behels en die toestand met die staat, die toestand met gemeenskappe in Suid-Afrika en so voort. En vir ons kykers onthaalwe, ek het uitgereik ook na Prof, dat ons 'n bietjie gesprek voer oor 'n baie spesifieke vraag wat ons nou gereeld kry by Lex Libertas. Ons kry natuurlik baie vrae. Die twee vrae wat ons die meeste kry, die mees algemene vrae, soos hulle in Engels sê, most frequently asked questions. Die een is, hoe gaan ons dit regkry om ander gemeenskappe, met ander woorde gemeenskappe wat nie Afrikaners is nie, en dan nou in besonder swart gemeenskappe, te oortuig dat konstitusionele verandering moet gebeur in Suid-Afrika. En dan die tweede vraag wat vir doeleindes van hierdie gesprek nog belangriker is hoe gaan daardie konstitusionele verandering wat ons voorsien uiteindelik neerslag vind? Met ander woorde, praat ons van 'n oorwinning by die stembus, praat ons van 'n Kodesa oomblik, praat ons van een of ander revolusie. Hoe gebeur dit, met ander woorde, as ons argumente onthaalwe oor 10 of 20 jaar van nou af terugkyk en ons sien, o goed, daar's nou 'n ander stelsel, ongeag hoe daai stelsel lyk. Hoe, as mense nou 'n soort van 'n blik in die toekoms in wil kry en sê, hoe gaan dit lyk? Hoe kan ons daai mense antwoord? En ons het so vinnige gesprek vooraf gehad en eintlik gevoel dis nodig om voor 'n mens daai vraag kan antwoord, miskien net so 'n bietjie 'n treukie terug te gee en 'n bietjie konteks te gee. So ek sal graag wil oorgee aan Prof en dan kan ons lekker daaroor gesels. Goed, Ernst, ek hoop ek kan help om hierdie tuisterende vraag te beantwoord. Dit is baie goed, laat ek dit onmiddellik sê, dat die belangstellendes en die mense wat Lex Libertas se verrigtinge volg, inderdaad daai vraag vra. Hoe gaan ons uitkom by 'n andersoortige, 'n verbeterde konstitusionele bedeling? Dit is die vraag om te vra. Die rede hoekom ek sê dit is 'n goeie vraag om te vra, is ten minste suggereer dit toon duidelik aan, dat ons mense weet, dat die huidige grondwetlike orde, toe nie die allerantwoord is, soos daar valslik vir ons wysgemaak is vir 'n tydperk van amper 30 jaar nie. Dit is presies die rede waarom ons die vraag vra. Nou, die eerste ding wat mens daarop moet sê is dit, jy het verwys na die Kodesa oomblik. Die huidige Suid-Afrikaanse grondwet, wat 1996, die 1996 grondwet is, wat die jaar daarna op 4 Februarie 1997 in werking getree het, is vooraf gegaan deur die tussentydse grondwet, en dit is op sy beurt vooraf gegaan deur die konferensie vir 'n nuwe Suid-Afrika, vir 'n bedeling vir 'n nuwe Suid-Afrika. Ja, demokratiese Suid-Afrika, nuwe demokratiese Suid-Afrika, Kodesa. So wat gebeur het is, dat alle belanghebbende partye, waarvan die belangrikste op daardie stadium die ANC en die destydse regering en die Nasionale Party was, en 'n rits van ander politieke partye en bewegings ensovoorts, het in die begin van die 1990s byeengekom. Daar was 'n lang proses, daar was 'n Kodesa 1 en 'n Kodesa 2, maar die punt is, daar was iets in die vorm van 'n nasionale konvensie, 'n algemene vergadering, daarop gemik om 'n nuwe konstitusionele orde tot stand te bring. Nou, die historiese presedent is die nasionale konvensie vanaf 1908 tot 1910. Toe, na die Anglo-Boereoorlog, 8 jaar na die Anglo-Boereoorlog, is daar ook byeengekom deur verteenwoordigers van die 4 destydse kolonies, die Transvaal kolonie toe op daai stadium, die Oranje rivier kolonie, soos wat hy bekend gestaan het, Oranje Vrystaat, Natal en die Kaap. Hy het verteenwoordigers gestuur, wat die eerste keer in Durban vergader het in Desember 1908, daarna 2-3 keer weer vergader het en uiteindelik ooreengekom het op die Suid-Afrikaanse grondwet van 1910, wat aangeneem is. Dit was die Suid-Afrika wet, die South African Act. Dit was 'n wet van die Britse regering, 'n wet van die Britse parlement. Op grond daarvan is Suid-Afrika van stapel gestuur. Ja. Nou, dit is baie belangrik om net 'n bietjie te kyk
nie vir historiese redes nie, maar vir politieke redes. En om jou vraag te antwoord, wat gebeur het by daai geleentheid? Wat gebeur het is die swart mense is uitgesluit van die grondwetlike orde. Dit was 'n wit grondwetlike orde. Dit was 'n koalisie, 'n samewerking gewees tussen boere en Britte. Boere en meer bepaald die Engelse komponent, die blanke Engelse komponent van die Suid-Afrikaanse samelewing van daardie tyd. Maar die swart mense is uitgesluit. Hoekom is die swart mense uitgesluit? Die swart mense is uitgesluit doeteenvoudig vanweë die feit dat hulle nie oor genoegsame politieke vermoë beskik het om hulle self as dit ware daarin te presteer nie. Dit beteken nie dit was 'n fout van swart mense gewees nie, maar die feit van die saak is hulle was doeteenvoudig in die lig van die baie sterk posisie waaraan al twee die blanke komponente op daai stadium verkeer het, was hulle te swak om deel te word van die nuwe Suid-Afrikaanse staat van 1910. Dis 'n baie belangrike ding om op klem te lê. Want brei dalk net so 'n bietjie uit as prof sê hulle was te swak. Wat beteken te swak? Hulle was die oorgrootste meerderheid, maar hulle het doeteenvoudig nie politieke hefkrag gehad om die ander deelnemers, die Afrikaners en die Engelssprekende South Africans te oortuig om deel te neem nie. Hulle het nie die nodige oortuigingsvermoë gehad aan die hand van die opvattings wat op daai stadium vaardig was nie. Die opvattings wat op daai stadium hoogtyd gevier het was dat eintlik is swart mense nie bevoeg om deel te neem aan die regering nie, om deel te wees van die regerings mag nie, en hulle moes as dit ware op 'n ander weg geplaas word mettertyd waarop besluit is deur die Suid-Afrikaanse regering wat toe in 1910 tot stand gekom het, al hoe meer en meer, hulle moes op die weg geplaas word van tuislande. Ja. So dit was om daai rede dat hulle te swak was. Die oortuigings van die tyd het as dit ware dit nie toegelaat, het dit nie moontlik gemaak dat hulle deel kon vorm van die staat nie, van die nuwe staat nie. Hulle was te swak omdat die oortuigings van die tyd wat baie sterk op ras gebaseer was, te sterk was en swart mense as gevolg daarvan uitgesluit is. Met ander woorde, wanneer ons terugkyk na die Nasionale Konvensie van 1910, dan beteken dit nie, dis net die Nasionale Konvensie wat die Suid-Afrika van daai tyd as fundamentele blanke staat tot stand gebring het nie. Nee, daai Nasionale Konvensie, die terme van die Nasionale Konvensie, wat uiteindelik in die Suid-Afrika wet ingeskryf is, was gegrond op die magsverhoudinge, voorafgaande magsverhoudinge, wat 3 goed impliseer. In die eerste plek, die Afrikaners het hulle self polities begin organiseer na die oorlog in 1902, en het 'n baie sterk politieke komponent uitgemaak, sterker vanweë die getalle oorwig, en ook sterker vanweë die feit dat daar baie goeie politieke leierskap aan die Afrikanerkant was. Die Engelse was sterk genoeg, omdat hulle beskik het oor betreklike groot getalle, en omdat hulle beskik het oor aansienlike ekonomiese mag. En die swart mense was doeteenvoudig te swak, omdat die opvattings van die tyd gegaan het teen die grein van wat hulle voorgestaan het. So die punt is, dat daai terme van die grondwet van 1910 was vooraf vasgelê in die politieke kragte van die tyd. Die grondwet van daai tyd het uitdrukking gegee aan die kragte wat reeds bestaan het. Dis baie belangrik. In daai sin was die Nasionale Konvensie se terme en die Suid-Afrika wet op sigself nie 'n begin nie, die eintlike begin, die wortels van die ding was daai politieke kragte wat daartoe gelei het dat dit uiteindelik Engels-Afrikaanse kompromie was wat swart mense uitgesluit het. Ja. Nou die rede hoekom dit so belangrik is om dit te beklemtoon is dat ons ook moet verstaan wat gebeur het met CODESA en die uiteindelike Suid-Afrikaanse grondwet van daarna. Die huidige Suid-Afrikaanse grondwet. Wat gebeur het, die opvattings het veral na die Tweede Wêreldoorlog radikaal verander. Uiteindelik kon jy nie 'n bedeling in stand hou wat enige groep op grond van ras uitsluit nie.
In Suid-Afrika het die Nasionale Party nog baie lank daarteen vasgeskop, maar uiteindelik het dit in so 'n mate die konsensusopvatting geword dat daar geen manier was om daarteen te skop nie. Dit was die blankes, die Nasionale Party van die tyd was doeteenvoudig op sy beurt weer te swak. Al het hy 'n enorme weermag gehad, al het hy 'n doeltreffende polisiemag gehad, al het hy 'n baie doeltreffende staatsdiens gehad, en ek kan getuig daarvan, hy was 'n baie doeltreffende staatsdiens. En al het hy 'n baie goeie infrastruktuur aan die gang gehou, en al het hy die openbare orde uiters doeltreffend gehandhaaf, was die Nasionale Party se opvattings doeteenvoudig in die lig van die opvattings wat op daai stadium in die 1990s dominant was, weer eens te swak. Want die eindelike deurslaggewende krag was, wat was die opvattings? Die opvattings van gelykheid was so sterk, dat die Nasionale Party se fenominale vermoë deur middel van die weermag van die tyd, die polisie van die tyd, die staatsdiens ensovoorts, doeteenvoudig nie kon standhou nie. So dit was baie soortgelyk as die posisie waarin swart mense, swart leierskap verkeer het in 1908, 1909 en 1910. Hulle het beskik oor baie getalle, maar die opvattings was doeteenvoudig teen hulle gewees. So ek wil net daai onderstreep. Dit is hoekom ek die twee goed met mekaar vergelyk en beklemtoon. Ek wil net onderstreep daar, so die Nasionale Party of die regering van die tyd was militêr sterk en administratief sterk, maar polities swak, gegeewe die opvattings van die tyd en die politieke magsbalans binne en buite Suid-Afrika. Dit is 'n raak samevatting. Ek is baie bly jy vat dit so saam. En jy kan presies dieselfde sê met betrekking tot die swart leierskap in 1908 tot 1910. Baie getalle, maar vanweë die opvattings van die tyd was hulle doeteenvoudig te swak. Nou goed. So die punt is dat ons moenie dink aan die hand van 'n nasionale konvensie nie. 'n Nasionale konvensie se vereistes om te slaag is dat die politieke kragte moet teenwoordig wees. Op hierdie stadium is die politieke kragte vir 'n nasionale konvensie doeteenvoudig totaal afwesig. Hoekom? Die ANC is nog sterk. Die EFF is nog sterk. MK is nog sterk. Die getalle oorwig ten gunste van iets soos 'n meerderheidsregering is nog oorweldigend en staan nie iets voor soos 'n nasionale konvensie wat vir Suid-Afrika as 'n geheel, ek wil dit net graag beklemtoon, wat vir Suid-Afrika as 'n geheel 'n nuwe konstitusionele orde moet uitwerk nie. Daai voorwaardes, daai vereistes vir 'n nasionale konvensie is volkome afwesig. So ons kan dit maar gerus uit ons koppe sit. En ons mense ook, met alle respek, ons kan dit uit ons koppe sit. Dit is nie praktiese politiek nie. Dit gaan nie 'n veranderde konstitusie teweegbring nie. So net weer om net die punt weer eens te onderstreep, so wat ons eintlik nou hier sê, is die idee dat daar 'n soort onderhandeling moet plaasvind tussen die verskillende dele van die Suid-Afrikaanse politiek om 'n soort nuwe grondwet te beding, is nie die oplossing nie. En dit is nie wat ons noodwendig voorsien gaan gebeur. Nee, dis absoluut reg. Dis 'n goeie, is 'n raak samevatting. Dan tweedens is daar die opsie van, gaan daar nie 'n ingrypende verandering van Suid-Afrika kom op as gevolg van 'n ander verkiesingsuitslag nie. Nou daar kan ten dele 'n verandering kom. Trouwens, sodanige veranderings het reeds gebeur. Ons het 'n Wes-Kaapse regering wat baie goed funksioneer. En ons het sekere munisipaliteite wat goed funksioneer. En ons het aanstaande jaar munisipale verkiesing wat bes moontlik daartoe kan lei dat jy die DA in samewerking met ander oppositiepartye, miskien die Vryheidsfront ensovoorts kan kry, wat 'n aantal munisipaliteite kan oorneem, munisipale rade kan oorneem, selfs van die groot metros kan oorneem, en dit kan 'n beduidende verandering mettertyd teweegbring. Ek sê mettertyd, want jy gaan dit nie eensklaps teweegbring nie, vir die doeteenvoudige rede dat daar is 'n ingeboude swakheid in die administrasie as gevolg van die feit dat die ANC oor 'n tydperk van dekades aanstellings daar gemaak het. Jy gaan 'n regering kry, 'n nuwe regering kry miskien in daai munisipaliteite, maar hulle sal as dit ware meegesleer word deur die verswakte en pro-ANC en korrupte munisipale
amptenare wat nog grootliks vir 'n tyd lank die scepter gaan swaai. Trouwens, dis nie vreemd aan Suid-Afrika nie. Etlike jare gelede het 'n nuwe Nederlandse regering aan bewind gekom, wat 'n koalisieregering is wat die Party vir die Vryheid, wat 'n konservatiewe politieke party is, insluit. En die Party vir die Vryheid sukkel baie om sy program in te stel vir die doodeenvoudige rede, hy bots as dit ware teen 'n staatsdiens wat nog veel meer na die linkerkant toe is. Dit gaan waarskynlik gebeur met, ek voorsien, nuwe regse regerings wat aan bewind gekom in Europa, maar waarskynlik nie daarin sal slaag om se muur 'n verandering teweeg te bring nie. Trouwens, jy het dit ook met Trump gehad. Trump het in 2016 aan bewind gekom, hy kon nie 'n verandering teweeg bring van enige beduidende mate nie. Daarna het hy die verkiesing van 2020 verloor en weer in 2024 aan bewind gekom. Maar wat gebeur het vanaf 2020 tot 2024, het Trump 'n groot nuwe beweging as dit ware gegenereer, as gevolg waarvan hy in 'n baie beter posisie was om vinnig weg te spring op die 20ste Januarie vanjaar met 'n nuwe regering, met 'n nuwe staatsdiens wat hy teweeg kan bring. Om die waarheid te sê, vanuit Trump se oogpunt beskou, is dit eintlik baie goed dat die 2020 verkiesing verloor, want dit het hom in staat gestel om baie langere voorbereidingswerk te tref, om regtig in 2024 dan te wen en in 2025 'n werklike nuwe Republikeinse party in werking te stel. So goed, wat gaan gebeur is dat veranderde munisipale regerings en veranderde provinsiale regerings ten dele verandering kan bewerkstellig. Maar goed, dit gaan ongelukkig, laat ek eers dit sê, dit kan ook op provinsiale vlak, wel en munisipale vlak natuurlik, gunstig wees vir Afrikaners. As jy Gautengse provinsiale regering het, wat Afrikaanse onderwys nie so negatief en vyandig gesind is soos die ANC nie, het jy baie beter vooruitsig vir Afrikaanse skole as wat jy dit onder die vuige ANC het. So, met ander woorde, dit kan ten dele gunstige veranderings meebring, maar die verwoesting van die Suid-Afrikaanse staat en die aftakeling van regeervermoë, die opkoms van georganiseerde misdaad, waaroor daar gister weer 'n boek verskyn het, wat vir ons verduidelik hoe dat die polisie doodeenvoudig nie in staat is om hoegenaamd georganiseerde misdaad te bekamp nie. Daai soort van goed is in so mate deel geword van die algemene Suid-Afrikaanse, van die algemene opset van die Suid-Afrikaanse staat, dat dit nie by wyse van regeringsverandering, myns insiens, enigstens beduidend verander kan word nie. Goed. Maar die derde vorm van konstitusionele verandering is die konstitusionele verandering waarop ons oë behoort te wees. Maar dit is iets wat nie opvallend is nie, en is iets wat gevolglik baie maklik ons aandag mag ontglip. Want dit gebeur as dit ware terwyl ons hier met mekaar praat. Dit is 'n konstitusionele orde gaan oor wat is die vermoë van die regering ingevolge die bepalinge van die konstitusie om te kan regeer. Nou wat gebeur het, is dat as gevolg van die aftakeling van die staatsdiens, wat 'n regstreekse gevolg is van die agteruitgang, wat 'n regstreekse gevolg is van transformatisme, wat die implikasie het dat jy enorme klomp swak aanstellings het jy 'n geweldige verswakking gekry in die polisie, die weermag, die staatsdiens. As ek 5 jaar gelede oor hierdie onderwerp gepraat het, enige een van ons, sou ons dalk nog hier en daar 'n bewysprobleem gehad het. Ja. Mense sou vir jou kon gesê het, op sterkte waarvan sê jy so. Nou weet ons dit. Ons weet nou hoe swak die polisie is. Op hierdie stadium is daar 'n ondersoek in die gang, die Madlanga kommissie, om vas te stel wat 'n ongeluk gaan aan in die polisie. Hoe erg is hy inderdaad binnengedring deur georganiseerde misdaad en so aan? Hoe erg is die howe dalk daar binnengedring? Hoe erg is die uitvoerende gesag selfs op nasionale vlak binnengedring? So dis
dit dui op die verswakking van die Suid-Afrikaanse staat. Ons het die spektakel gehad, 'n klaaglike, bloedige spektakel tot die nadeel van 'n klomp mense in die ooste van die DRK, waar die Suid-Afrikaanse weermag doeteenvoudig swak bewapen was, skynbaar nie behoorlik opgelei was nie, en deur 'n terreurgroep in 'n situasie ingedwing is wat hulle eintlik maar moes oorgee. So ons hoef nie te twis oor hierdie aangaan. Ons hoef nie te argumenteer hieroor nie. Ja. Ons weet wat is die posisie van die munisipale regering. Dis 'n algemene krisis. Die ANC sê hy het 'n nuwe plan. Die ANC kan geen nuwe plan maak nie. Hy is tot in sy put is hy aangetas. Hy kan nie Suid-Afrika administratief en regeringsgesproke in 'n ander rigting stuur nie. So die punt is 'n konstitusionele orde bestaan aan die hand van die vermoë van die regeervermoë van die regering. Nou hierdie regering se regeervermoë het dramaties afgeneem. Hy het afgeneem op 2 fronte, naamlik die 2 mees belangrike fronte erns van regering. Die een is op die vlak van die handhawing van veiligheid en sekuriteit. Dis die eerste plig van 'n regering. Hierdie regering kan dit nie meer handhaaf nie. Gaan na jou eie woonbuurt toe, jou eie woonbuurt is dalk 'n afgeskorte woonbuurt. Die veiligheid word daardeur die betrokke gemeenskap en die privaat sekuriteit hanteer. Ek woon nie in so 'n buurt nie. In my buurt sien ek net voertuie wat op en af beweeg, wat deur die buurtse mense, die inwoners betaal word en wat in beduidende mate met groot sukses sorg vir die veiligheid. Ek sien nie die polisie nie. Wat het die polisie geword? Die polisie het vir my geword 'n plek as ek in 'n ongeluk betrokke was waar ek dit moet gaan aanmeld ter wille van sekuriteit, ter wille van die versekering. Dis al. Ja. Of as jy dalk 'n inbraak gehad het, dan gaan lê jy 'n verklaring by die polisie af en jy sal later hoor, as jy dit hoor, dat die dossier is gesluit. Ja. Selfs wat tevore, ek was 'n staatsanklaer in my jong dae, beskou as 'n baie ernstige misdryf. Dis nou soos wat ons genoem het in daai tyd 'n petty. Ja. Dis van minder belang. Nou goed. So daai regeervermoë dramaties afgeneem. Dis die eerste punt. Tweedens het hy afgeneem op die vlak van infrastruktuur. Dis die ander ding wat die regering moet doen. Dramaties afgeneem. Dit is elektrisiteit, paaie, spoorweë ensovoorts. Watervoorsiening, soveel sodat jy ernstige probleme het in 'n groot stad soos Johannesburg met watervoorsiening. Helen Zille wat die kandidaat vir die DA gaan wees sê, luister, julle kan my haat of wat ook al, maar ek sal weer vir julle water gee. Op die oomblik is daar nie behoorlike watervoorsiening nie. So ons hoef nie die ding te argumenteer nie. As jy op daai punt is, beteken dit jou regeervermoë het so afgeneem dat daar 'n regeringsvakuum is. 'n Regeringsvakuum is waarin enige iemand kan instap om dit oor te neem. Het sy 'n alternatiewe regering in die vorm van 'n politieke party of enige georganiseerde gemeenskap wat daai funksies oorneem. Goed. As 'n georganiseerde gemeenskap soos 'n gemeenskap van 'n buurt ergens in Pretoria of AfriForum of watter ander organisasie ook al ergens in die noorde van KwaZulu-Natal, tradisionele mense hulle self organiseer en hulle neem funksies oor, dan beteken dit raak amptelik dat daar 'n nuwe regering, ek wil dit graag beklemtoon, aan bewind kom om daai funksies te behartig. Ons verkeer in 'n situasie wat dit soos wat ons hier praat elke dag meer en meer gebeur. Waar jy al hoe minder die regering het wat deur die grondwet vir daai doel aangewys is wat regeer en al hoe meer 'n verskeidenheid op talle en talle, duisende plekke in die land het, waar jy nuwe forme van regering het, wat nie al die regeringsfunksies behartig nie, maar behartig sekere funksies. Hy behartig die funksies rakende veiligheid, rakende watervoorsiening, rakende verkeersmaatreëls, verkeersreëls, verkeersbeveiliging, rakende die herstel van paaie, rakende kragopwekking ensovoorts. Ek is daai betrokke. Ek voorsien my eie krag, feitelik heeltemal, soos wat daar miljoene mense, nie meer net honderde duisende mense is nie, wat dit doen.
So wat het jy? Jy het reeds veranderde vorm van regering. En die belangrike punt om te beklemtoon, en Ernst, jy moet my weer help met 'n samevatting asseblief en 'n aanvulling. Kyk, wanneer ons dink aan 'n konstitusionele verandering, dan dink jy, hier het jy die grondwet van 1996, en nou het jy 'n konstitusionele verandering, nou skuif jy daai grondwet een kant toe, en hier het jy 'n nuwe grondwet. Nou, daar's twee wanopvattings hierby betrokke, en regtig vir ons luisteraars, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Die eerste wanopvatting wat daarbij betrokke is die wanopvatting dat 'n grondwet noodwendig geskryf is. Dis die eerste een. Nee, jy kan, en ek en jy het al baie daaroor gepraat, is allerminst niet vir jou. Nee, dit is nie so nie. 'n grondwet, meer bepaald 'n konstitusie, vind neerslag in daadwerklike regering. Wie is die regering en in watter mate kan die regering regeerfunksies behartig? So, as jy net in 'n dokument daarvoor gaan soek, dan soek jy na alle waarskynlikheid, veral in 'n vervallende situasie soos Suid-Afrika, op die verkeerde plek daarvoor. Jy moet die vraag vra, daadwerklik, wie doen goed? Wie behartig regeringsfunksies? Dis die eerste wanopvatting. Die tweede wanopvatting is dit, jy moet nie dink, en ons moet nie dink, en ons luisteraars moet nie dink, aan die hand van 'n konstitusionele verandering vir die hele Suid-Afrika nie. Nee, allermins. Want op baie plekke is daar reeds regeerveranderings in die sin dat nuwe instellings, soos wat ek reeds gesê het, verskoon ek herhaal, behartig veiligheids- en sekuriteitsfunksies, kragopwekkingsfunksies, onderwysfunksies, waterverskaffingsfunksies ensovoorts. Op baie plekke, soos hier en daar, afhangende van die vraag of jy 'n goed georganiseerde instelling of organisasie het wat dit kan doen. As jy so 'n instelling het, dan jy met betrekking tot die funksie wat daai instelling uitoefen, 'n nuwe konstitusionele ordetjie op daai plek. 'n Nuwe enklawe, 'n nuwe, 'n woord wat ek baie van nou, mikro-republiek wat daai funksies vervul word. Op ander plekke gaan jy doeteenvoudig georganiseerde misdaad hê. Nie, wat reeds funksies oorgeneem het. Hulle bepaal, georganiseerde misdaad bepaal die wet en orde in dik aanhalingstekens op die plek wat hulle in hulle beheer het. Daar's baie plekke waar dit so is. Dit begin op die Kaapse vlakte, dis tans op baie meer plekke so. Met ander woorde, waar jy doeteenvoudig afwesigheid van regering het. Ons kan 'n mooi woord daarvoor gebruik. Ek praat daarvan as vervangende regering. Nou as jy vervangende regering het deur 'n misdaadsyndikaat, dan beteken dit jy het ten aansien van daai plek waar dit gebeur, het jy 'n vervangende konstitusie. Met ander woorde, jy het nie in die derde instansie dan het jy gewoon geen regering hoegenaamd nie. Wat daar 'n gewone regeringsontrekking was, waar jy nie goeie regering het soos georganiseerde gemeenskap wat vergadering gehou het, wat die dienste verkry het van 'n privaat sekuriteitsmaatskappy of dit self verskaf nie, waar jy nie 'n nuwe situasie het met betrekking tot waterverskaffing wat behartig word nie, waar die regering doodeenvoudig net weg is, hy het verdwyn. So wat het jy? Jy het 'n regeringsniemandsland. So hier het jy dan nou Suid-Afrika in so 'n situasie. Dan Suid-Afrika nie meer 'n staat nie. Dis wat trouens toenemend gebeur. Die konsep van 'n Suid-Afrikaanse staat is voor ons oë besig om te verdwyn. In die plek van die Suid-Afrikaanse staat het jy 'n Suid-Afrikaanse grondgebied. Jy het 'n Suid-Afrikaanse landstreek. En binne in daai landstreek het jy 'n groot variasie van allerlei forme van uiteenlopende regering. Soos deur, ek kan amper sê, goeie regering, van gemeenskappe wat op 'n wettige wyse hulle self georganiseer het en 'n klomp funksies oorneem. Slegte regering waar jy georganiseerde misdaad het en doeteenvoudig totale regeringsontrekking. So jy het 'n lappieskombers. Die lappieskombers voltrek hom ook verder soos volg. Jy sal sekere gemeenskappe kry waar wat hulle self so goed georganiseer dat hulle eintlik alle funksies van die regering reeds
oorgeneem het of bykans alle funksies oorgeneem het. In ander sal jy 'n situasie kry, ander gemeenskappe, dat net enkele regeringsfunksies is oorgeneem. In ander, soos ek sê, het jy doodeenvoudig 'n afwesigheid van regering. So wat het jy? Wat het jy? Voor ons oë gebeur het. Ons is elke dag daarbey betrokke dat jy 'n totaal veranderende konstitusionele opset het, doodeenvoudig omdat regering behartig word deur 'n verskeidenheid van instellings, nie allermins net meer deur die grootste politieke party in die sogenaamde regering van nasionale eenheid, die ANC of wie ook al. Dit word deur daai betrokke gemeenskappe uitgeoefen of daar's geen regering hoegenaamd nie. Laat ek net self saamvat wat hierdie kwessie betref. So, ons moenie dink aan konstitusionele verandering, eerstens as verandering van 'n dokument en daarna gaan ons optree volgens die dokument nie. Nee, dit is verandering deurdat nuwe instellings in die plek van die bestaande regering wat in toenemende mate sy regeervermoë prysgee, verloor, dat die regering doodeenvoudig, die woord wat ek hier neergeskryf het, vervaag, is daar ander instellings wat dit doodeenvoudig oorneem en begin regeer. Dan het jy 'n nuwe, gevarieerde vorm, 'n lappieskombers van konstitusionele verandering. Jy het as dit ware 'n klomp nuwe konstitusies. Laat ek daarby volstaan. Nou, die vraag wat dan ontstaan is na mate hierdie soort toestand ontwikkel, en daar eintlik 'n soort de facto konstitusionele verandering plaasvind, is hoe maak 'n mens dan met goed soos belasting en bepaalde wetgewing wat voorskryf hoe daar tussen maatskappye gehandel moet word ensovoorts. Want daardie wetgewing is nog steeds wet en tegnies gesproke is daar nog steeds 'n verantwoordelikheid op die burgers van die Suid-Afrikaanse staat om belasting te betaal. So waarop loop dit dan uit? Ernst, dit is 'n baie goeie vraag. Ek het 'n bietjie voorberei op die vraag uit die aard van die saak, want eintlik behoort ons aan hierdie regering nie belasting te betaal nie. Want belasting kom neer, alhoewel dit nie so uitgedruk word nie, op 'n verswee ooreenkoms. Dit is dat goed, ons sal belasting betaal met dien verstande dat jy as regering die dienste waarvoor jy verantwoordelik is aan ons moet verleen. Nou wat gebeur het, is dat belasting in Suid-Afrika het 'n verandering ondergaan, want ons betaal steeds belasting en die ontvanger van 'n inkomste is die een staatsinstelling wat goed funksioneer, né? En as hy goed funksioneer en jy betaal nie belasting nie en jy probeer om belasting ontduik, dan kan daar teen jou opgetree word. En daar word opgetree. Maar as jy nou belasting betaal omdat jy daartoe gedwing word, in omstandighede waar jy nie werklik 'n quid pro quo kry in die vorm van dienste van die staat nie, wat het jy dan? Jy het dan 'n vorm van afpersing. Dis wat jy het. Dis nie werklik belasting nie, is 'n vorm van afpersing. Nou goed, daar is twee maniere om hierdie situasie te hanteer. Die een manier is om op 'n wettige manier so min as moontlik belasting te betaal. Nou ek is allermins 'n belastingkenner, glad nie. Gelukkig is my eie belasting baie eenvoudig, waarvan die effek is dat ek min vermoë het om by die belastinggaarder verby te kom. Maar daar's kundige mense wat elke dag hulle vermoëns gebruik om belasting ten minste te vermy. Dit mag jy geldig doen. Nou ek doen aan die hand dat elkeen van ons luisteraars en elke burger van hierdie land uit sy of haar pad behoort te gaan om so min as moontlik belasting te betaal, juist ten einde die afpersingsverhouding so ver as moontlik te vermy. Ons gaan egter nie heeltemal regkom daarmee nie. Trouwens, daar's baie mense wat reeds danksy wettige metodes enorme belastingvermyding bewerkstellig. Maar ons gaan nie volledig daaraan slaag nie. Daarom, soos 'n goeie vriend van my, en ek het nou nie die toestemming om sy naam te sê nie, alhoewel ek dit baie graag sou wil doen, altyd of dikwels vir my sê, dat om uiteindelik die belastinglas van hierdie afpersende regering af te werp,
is waarskynlik nie iets wat op pad na 'n volledige verandering van die konstitusie teweeggebring gaan word nie, maar wat een van die gevolge, een van die voordele sal wees om finaal met die laaste reste van die ou en tans vervagende konstitusionele orde af te reken. Ja. So, met ander woorde, ons gaan nog 'n lang ruk waarskynlik saamleef met ten minste ten dele hierdie nadelige situasie dat jy aan die een kant jou vermoë self moet genereer om eie vorme van regering te bou en tegelykertyd nog steeds hierdie afpersing te betaal. So, ek wil net weer eens die punt onderstreep en seker maak ek verstaan dit reg. Die gevolgtrekking hier is dat een of ander vorm van belastingweerhouding is nie noodwendig die roete tot konstitusionele verandering nie. Dis eintlik andersom, bedoelende dat die konstitusionele verandering wat ons nou sê nie deur 'n Kudesa nie en nie noodwendig deur 'n verkiesing nie, maar deur net eenvoudig die werklikheid op grondvlak te verander, kan uiteindelik lei tot 'n situasie waar die belastingbedeling verander. Ja. En ons uiteindelik dan nou anders daarna daar 'n ander soort konstitusionele reëling sal wees wat belasting betrek betref. daartoe, ja. Ja. Ja, dis reg. Met ander woorde, dis deel van die vrugte van die finale verandering. Dit is nie dis nie iets wat jy op pad soontoe reeds bewerkstellig, volledig bewerkstellig nie. Wel in beduidende mate. Kundige vriende van my sê ek sal verbaas wees as ek weet hoeveel die belastingvermyding op 'n wettige manier in Suid-Afrika beloop. Dis enorm. Dis enorm. So dit gebeur reeds. Is hierdie beeld wat Prof nou skets, is dit 'n post-staatlike samelewing? Dit is 'n post-Suid-Afrikaans staatlike samelewing waarin jy die volgende situasie sal hê. Trouwens, nie sal hê nie, ek wil net beklemtoon, dis reeds daar. In 'n beduidende mate. Jy het vervagende en verswakkende regeervermoë en 'n vervagende Suid-Afrikaanse staat. Jy sien hom as dit ware al hoe minder raak. Jy sien hom al hoe minder raak met betrekking tot die funksies wat hy behoort te vervul. Jy sien hom net raak in plaas van waar hy moet regeer, behoorlik regeer, doen hy dit al hoe minder en minder, hy vervaag. Hy is net, wat ek nou voor die program begin het vir jou gesê het, hy is net 'n tuisteraar. Hy is 'n tuisteraar op 'n verskeidenheid van vlakke, maar veral twee. Hy is 'n tuisteraar vir besighede wat goed funksioneer. Hy verpes hulle met black economic empowerment en sulke soort van nonsens, wat uiteindelik nie die publiek in die breë, ook nie die swart publiek in die breë bevoordeel nie, maar net 'n klein oligargie van ingelyfde mense binne in die ANC en daar rondom. Dis al. So hy sê 'n tuisteraar en dan verder is hy enige waarde toe nie. Hy voeg geen waarde toe nie. Hy voeg geen waarde. Wat doen hy eintlik? Hy's 'n tuisteraar ten aansien daarvan en hy's 'n tuisteraar ten aansien van byvoorbeeld Afrikaanse skole, né? Met ander woorde, hy teer. Dis wat hy is. Hy's 'n parasiet. Hy parasiteer op die dinge wat wel funksioneer. En dan probeer hy verdere voordeel daai trek. Dis wat hy doen. Dis nie regering nie. Dit kan in die naam van regering funksioneer, maar dis tuistering. Dis parasitering. Dit kan hy nog doen. Hoekom? Want die goed wat funksioneer is openlik. Né? Besigheid funksioneer openlik. Dit maak dit baie moeilik vir daai besigheid om doodeenvoudig onder die radar te gaan funksioneer. So en dit is algemeen wetsgehoorsame mense. So dis baie moeilik vir hulle om van die tuistering te ontsnap. Maar wat ons vraag behoort te wees is, en ek gaan net een of twee sinne ten aansien daarvan sê ten einde by jou vraag terug te kom. Wat ons groot vraag behoort te wees is twee dinge. Hoe om die tuistering waarvan ek sopas gepraat het, hoe om dit te minimaliseer en dit te neutraliseer. Daar kan ek sê nou 'n woord of wat daaroor sê. En tweedens, hoe om daai funksies wat werklikbaar legitieme regeerfunksies is, wat die regering al hoe meer, die amptelike regering al hoe meer en meer verbeur en verloor, hoe om dit oor te neem. Ja. Hoe om in die plek van die regering te tree en dit oor te neem. Nou, dit bring 'n baie belangrike kwessie ter sprake. Wanneer jy van 'n konstitusionele verandering praat, het ek nou reeds gesê, dan praat jy van regeervermoë en dan praat jy van wie regeer. Nou, as die regering wat volgens die grondwet behoort te regeer, al hoe minder en minder regeer,
en ander instellings plek in veiligheidsgebiede, op plase waar boere hulle vermoë saamvoeg, in stede, in bepaalde buurtes ensovoorts. Met betrekking tot 'n klomp funksies. Ek het gepraat reeds van veiligheid en kragopwekking, water ensovoorts, onderwys. As daai mense al hoe meer, as sulke georganiseerde gemeenskappe al hoe meer selfbesluite neem, selfbesluite kan neem, dit self finansier en dit self ten uitvoer lê, dan het jy 'n konstitusionele verandering op daai plek en in daai gemeenskap, want jy ten aansien van dit wat daar gebeur, 'n nuwe regering, 'n nuwe mikro-republiek. Gebeur dit gebeur oral. Laat ek gou 2 of 3 voorbeelde noem. Jy het talle veiligheidsgebiede in Suid-Afrika. Die regering is afwesig. Dis die staat is as dit ware afwesig. So jy vra vir my, is dit die einde van is hierdie ding waarvan ons hier praat, die einde van die Suid-Afrikaanse staat? Dit wat oorbly is 'n nominale Suid-Afrikaanse staat. Jy het met ander woorde slegs 'n naam. Jy het 'n staat in naam. Ja, daar's regering, hy's verkiesing, daar's grense, maar die grense is poreus, mense beweeg oor die grens met gemak. So 'n naam het jy 'n regering, maar binne in daai territoriale gebied wat bekend staan as Suid-Afrika, die landstreek Suid-Afrika, het jy 'n verskeidenheid forme, 'n verskeidenheid aspekte, 'n verskeidenheid sentra, talle en talle sentra van regering, of soos wat ek nou gesê het, hoegenaamd geen regering nie. Die regering volgens die grondwet regeer nie meer daar nie, en daar is ook nie alternatiewe regerings wat na vore tree nie, omdat die gemeenskappe op daai plek te swak is. So wat ons hiervan praat is nie weer eens nie 'n onderhandelde skikking of 'n partytetiese oorwinning nie. Dit is amper, om dit nou dramaties te verwoord, dis eintlik 'n oorname van die staat of van die regering deur eenvoudig die funksies wat die regering veronderstel is om te vervul, maar nie vervul nie, om dit net self te begin doen. Daar's wel dan nou 'n vraag natuurlik, ons het gepraat oor belasting en die tuistervermoë van die regering. Dit klink vir my tog of so tipe proses wel op een of ander stadium, een of ander vorm van burgerlike verset sal vereis, dat daar sekere vorm of verskyningsvorme sal wees van gemeenskappe wat sê, ek hoor wat die regering sê, ek hoor wat die wet sê, maar ons besluit as 'n gemeenskap, ons gaan dit op 'n ander manier doen. Ja, ergens, dit sal waarskynlik gebeur. En dit sal afhang van die soort van gemeenskap wat jy het. Ek kan my indink dat Afrikaners dit waarskynlik baie min gaan doen. Vir die dood eenvoudige rede, ons mense is baie konstruktief ingestel. Hulle doen eerder besigheid en hulle sal eerder buurtwag stig of by 'n bestaande veiligheidsstruktuur aansluit. Hulle sal eerder 'n privaat skool bou, hulle sal eerder hulle buurt beveilig, hulle sal eerder self hulle krag opwek ensovoorts. Met ander woorde, hulle sal baie meer bou as wat hulle protes aanteken. Maar dis nie net ons gemeenskap nie. In Johannesburg is daar die Safe Josie, ek het nie die naam heeltemal reg nie, maar in elk geval die naam Josie kom daar voor. Safe Josie inisiatief oral in Johannesburg. Daar was nagenoeg 'n maand gelede 'n breedvoerige berig daaroor gewees in die Daily Maverick, waar jy talle mense het, talle gemeenskappe het. Engelssprekendes, Indiërs, bruin mense, swart mense ensovoorts, wat oral oor Johannesburg woon. Nou, baie interessant, daar's nie 'n algemene Johannesburg organisasie nie. Daar's 'n organisasie vir 'n bepaalde vir Fourways, of 'n gedeelte van Fourways. Of daar's 'n organisasie vir 'n gedeelte van Sandton, né? So die konstitusionele verandering en wat doen hulle daar? Hulle maak die strate skoon. Hulle herstel waterpompe, hulle patrolleer die buurt vir veiligheid, hulle maak die buurt, het ek gesê, hulle maak die buurt skoon en so aan. In ander woorde, wat doen hulle? Hulle neem, jy die woord gebruik, jy die frase gebruik, hulle neem regeringsfunksies oor. Wat is hulle? Hulle is op daai plek 'n nuwe regering. Dis wat gebeur. In ander woorde, 'n vervangende regering. Hulle is 'n vervangende regering. So
Wat is daar? Daar's 'n konstitusionele verandering. Ja. Nee? Was daar 'n wysiging van die grondwet vir daai doel? Nee, niemand het eers daaraan gedink nie. Dit is te moeilik om dit te bewerkstellig. Jy moet 'n 2/3 meerderheid van die parlement kry om dit te bewerkstellig. Gaan jy dit kan bewerkstellig? Nee. Baie jare gelede was daar beweging in Engeland, wel nie net in Engeland nie, ook in Wes-Europa, die sogenaamde gilde sosialiste. Hulle was nogal aan die linkerkant van die politieke spektrum, soos die naam aandui. Maar die gilde sosialiste, D.H. Cole was een van die groot woordvoerders, het gewerk met die konsep van direct action. Die gedagte was, ons gaan nie in verkiesings deelneem nie, hulle gedagte, ons gaan nie in verkiesings deelneem nie. Ons gaan doodeenvoudig regstreekse optrede toepas en hier waar ons is en waar ons 'n behoefte aan behoorlike administrasie het, 'n behoefte aan behoorlike regering het, gaan ons begin regeer. Ja. Kon hulle dit regkry? Nee, hulle kon dit nie regkry nie. Vir die doodeenvoudige rede in Brittanje het jy 'n goed funksionerende regering oor die algemeen gehad, né? Ja. Kan jy Suid-Afrika regkry? Natuurlik ja. Dit is wat gebeur, want jy het 'n onttrekkende regering, jy het 'n vervagende regering, jy het 'n retererende regering, dit aan die een kant, en aan die ander kant het jy goed georganiseerde gemeenskappe, talle en talle en talle van hulle. So, om nou saam te vat, voor ons afsluit, ons het nou eintlik die vraag waarmee ons begin het is, hoe gaan daai konstitusionele verandering lyk, en ek dink, ons het nou, Prof het nou 'n baie goeie prent geskets, en is nodig om die konteks te gee en die verskillende komponente daarvan te verduidelik. As ons nou 'n poging moet aanwend om dit nou in 'n soort van 'n kort antwoord te formuleer, hoe sou Prof voorstel as om vir iemand te sê, hoe gaan daardie proses lyk? Ja, in die eerste plek sou ek vir enige persoon sê, verwyder jou blik van Suid-Afrika. Moenie dink hoe jy Suid-Afrika gaan verander nie, want jy kan nie Suid-Afrika in die geheel verander nie. Maar jy kan jou woonbuurt verander. Jy kan jou kultuurgemeenskap in jou omgewing se posisie gunstig verander. Jy kan veiligheid in jou omgewing gunstig verander. Jy kan kragopwekking in jou omgewing gunstig verander. En so kan ons nou aangaan van funksie na funksie. So dus reik uit na die organisasie naby jou of stig een. Gewoonlik gaan jy 'n organisasie hê wat reeds funksioneer. Sluit by hom aan. As jy dink die organisasie is nie baie goed nie, dis die lewe. Daar's altyd dinge wat nie na behore verloop nie, maar die organisasie is dalk nie wonderlik nie, maar goed genoeg. Sluit by hom aan en maak hom beter. En begin die funksies wat uitgeoefen behoort te word self uitoefen, of terwyl as dit reeds uitgeoefen word, doen meer daarvan. Dis die eerste ding wat ek sou sê. Die tweede ding wat ek sou sê is, sluit aan by jou naburige sakekamer in jou onmiddellike omgewing. Sakemense het 'n bietjie geld. Sakemense en professionele mense het gewoonlik goeie kundigheid. Poel daai kundigheid. Poel die kundigheid en poel die finansiële vermoë. Voeg dit bymekaar. En bewerkstellige verandering ten aansien wat jy veral by wyse van gemeenskaplike sakebedrywighede kan verander. Dit is haalbaar. So met ander woorde, dit hoef nie net territoriaal te wees nie, maar veral korporatief in die sin dat sakemense kan dit saam doen. Gebeur dit? Ek het die voorreg om verbonde te wees as 'n genoot van Sakeliga. Ek sien op kort afstand, ek het niks self daarmee te doen nie, maar ek sien op kort afstand elke dag hoe dit werk. Dit is nie oral suksesvol nie, op baie plekke is dit wel suksesvol. En dan net laastens, daar waar jy woon, is jy dalk 'n enkele persoon. Jy kan nie 'n verandering bewerkstellig nie. Jy is dalk eensaam ergens op 'n plattelandse dorpie, wat besig is om te vergaan. As jy kan, dis 'n harde ding om te sê, as jy kan, verhuis. Gaan na 'n ander plek toe. Is dit vreemd? Dit is allermins vreemd. Hugh Brogan, Amerikaanse historikus, eerste sin in sy fenominale boek oor die Amerikaanse geskiedenis is, Human History is the History of Migration. So, trek. Is dit vreemd vir Afrikaners? Allermins. Kyk maar na twee goed. Daar was die groot trek. Dit was 'n enorme trek, maar voor dit was daar die trekboere. So trek is vir ons vreemd nie. Dit het in 'n mate vir ons vreemd geraak vir die doodeenvoudige rede dat ons vir 'n baie lang tydperk stabiliteit gehad het, maar dis nie noodwendig
die deurlopende normale verstek toestand nie. Ja. Soms, as jy in 'n kritiese situasie verkeer, moet jy trek. Kan jy altyd trek? Nee, jy kan nie. Maar, as jy op jou eie is dit moeilik. Maar as 'n gemeenskap saamwerk, dan is dit wat oënskynlik moeilik is, skielik haalbaar. Gebeur dit in ons huidige omgewing, in ons huidige situasie, op enorme skaal. En daarom sal ek baie spesifieke goed sê, ten aansien van in hierdie verband. Mense kan trek na die Suid-Kaap. Hulle kan verhuis. Luister hulle vir my as hulle dit doen? Nee, glad nie, want hulle doen dit reeds etlike jare op enorme skaal. So ook na die Wes-Kaap, Wes-Kaapse dorpies ensovoorts. So trek mense ook na sekere gebiede in die Noord-Kaap. So trek mense op groot skaal uit die platteland na Pretoria, waar baie van hierdie selfregeringsdinge waarna ons verwys het, haalbaar is. Ja. Baie keer nie noodwendig met betrekking tot die hele Pretoria omgewing nie, maar in bepaalde gebiede wel. Goed, so met ander woorde, ons werk nie met 'n vreemde ding nie. Ons werk met iets wat vreemd is, as jou perspektief is Suid-Afrika vanaf 1948 tot 1996, of Suid-Afrika vanaf 1910 tot 1994, of dan is dit vreemd. Maar dis nie 'n normale algemene werklikheid nie. In krisisomstandighede, en jy weet, die wêreldgeskiedenis is 'n toestand van opeenvolgende krisisse. Ernst, ek is 'n aktiewe geskiedenisleser, net soos jy, ons deel dit baie keer met mekaar. En die hele gedagte van deurlopende stabiliteit, ek het in die 60er jare my politieke verstand gekry in die 70er jare, op 'n baie vroeë ouderdom. Dit was vir my normaal. Dit was nie normaal nie, allermins. Dit was 'n situasie wat die gevolg was van 'n krisis in 'n sekere sin, wat gekom het van die Anglo-Boereoorlog, 'n bepaalde vorm van aansienlike stabiliteit is herstel, maar vir swart mense aan die ander kant was dit 'n krisis, nee? Ons het nou Europa, wat as gevolg van menslike dwaasheid besig is om die hemel vanaf na 1950er jaar, vanaf na 1945 te verander in baie slegte omstandighede vanweë migrasie en deur doodevoudig dwaase beleid. So, my advies sou wees aan mense, inderdaad, wanneer dit hoegenaamd moontlik is, veral in samewerking met ander mense van jou eie gemeenskap, en in voortdurende goeie betrekkinge met al die ander mense van hierdie landstreek. Trek, verhuis, verskuif jou vermoë na plekke, en daar is sulke plekke, waar jy inderdaad veilig is, waar jy inderdaad in 'n beskaafde omstandighede kan leef, waar daar 'n toekoms vir jou kinders is, en waar jy 'n beduidende en al hoe groter mate van selfregering kan uitoefen. Kan jy dit ook bewerkstellig in Australië en in die Verenigde State en Wes-Europa en Engeland? Miskien ja, maar ek sien nie mense aanbeveel om dit te doen nie. Regtig, die heel laaste plek waar ek op hierdie stadium wil wees, en dit is die toenemend krisisgetrefde Brittanje, Frankryk, Wes-Europa in die algemeen, en moet maar nie die Australië, vir die oomblik is dit stabiel, maar moet dit maar nie uitsluit nie. Krisis, voortdurende krisis en uitdagings, dit is die normale toestand. Dit is ook die normale toestand hier. Kan ons dit die hoof bied? Ek glo ons beskik oor die vermoë, en die geleentheid is daar, gegee die vervagende, verdwynende Suid-Afrikaanse regering en die ritererende konstitusie, om op hierdie baie gevarieerde wyse wat ek nou uiteengesit het, probeer uiteensit het, 'n nuwe gevarieerde konstitusionele ordes, dis meervoud, te herstel. Op daai noot, dankie Prof Koos Malan, is lekker om met Prof te gesels, en ons sal nog lekker baie oor hierdie onderwerp praat. Dankie dat Prof ingekom het, en ek dink dit is inderdaad 'n baie belangrike tema. Baie dankie, is my voorreg.